Beste kykers. Hey, lekker aan. Jou mic broer. Daar is hy. Wat hy? Ons is op die handmodel, nie? Hy is Okay. Boys, kyk gou af. Kyk gou op. Ek kan nog nie sê dit raak gevaarlik hier. Sien julle die sterre? Absoluut. Jou broeksak af. Jou plank is te laag. Jou vangers. Lig jou plank van die skuurpapier af. Is dit nou? Daar's dit nou, lekker. En dit is tipies wat hulle doen in Sin City, Las Vegas. Boys, wat 'n Grand Prix. Wag gou, voor ons daar kom. Ja. 5 ligte. Formule 1 in Afrikaans. Ons praat nie jou ouma se taal nie. Ons praat jou taal. En vanaand doen ons dit properly. Ons het 'n ou vuurtjie hierso. lekker 'n bietjie nader trek. lekker is die Afrikaanse manier. Nee, ons gaan nou hier intrek en dan gaan tog ons 'n vleisie braai. Maar wat's in jou glas? Vertel vir ons bietjie, wat's in jou glas? Koos wye voete. Nee, water, maar. Ja. Maar Versterkte druiwesap. versterkte druiwesap of vergiste druiwesap. Maar hier is die ding boys. Wat 'n onverwagse resultaat. Sure. Ja. Okay. Ek meen, okay, great Max gewen Ja, great. en ons kan praat daaroor. Ek bedoel ek het Kalajaka vir ons nou daai start sommer speel en vir ons wys hoe probeer Lando baie aggressief wees, maar is eintlik passief aggressief en kan nie eintlik aggressief wees Hy nie. het mooi gesê. Hy het gelees hoe Max se speletjie te speel. Hy beter die reëls geken nie. Ja, dis die ding. Ek vergeet dat daar's 'n briek in die middel. Ja. Verstaan jy? Iewers somewhere met hy ankers aan. Die idee is reg, maar you do me dirty. Jy weet, dis is Arno wat besluit hy wil koffie drink en dan kan hy. Hè? Ja nee, daar. Hy het goeie intensies. Daar. Dis goeie intensies, maar dan gaan dit jou Ja, maar- skeef van daar af. Hy's reëls, nee, Rassie. Ja. Ek wil net sê Max Verstappen het gewen ongeag die FIA se produksie. Ja, maar Max Verstappen sou nie so naby gewees het en bloed geryk het. As dit nie vir jou. Dit bring ons nou by daai measuring tool. Ja, dit is Maar dis kom ek nou dit sê. 24 bloedselle wat hy naby Dis is. die FIA FX production since 2021. Ja. Hulle skep ons hulle bou mos 'n narrative. Nee boys, kom nou. Eers kan nie daai gaan. hier in die huis. Ek weet nie, kan ons praat hieroor? Kom ons praat oor die olifant in die kamer. Kom ons praat gou oor die feit dat ek wil net sê van 'n Ferrari perspektief af is dat ons is die original inventors van die plank saga. Ja. Okay, dating back 2025. China. Nie die olie spuit saga nie. Dit is ons ook alleen reg kopiereg voorbehou. Nie die gym oefening plank nie. Definitief nie. Dan kan Ferrari dan nou appel aanteken op hierdie plankstorie. Hulle gaan nie, want weet jy wat, dit beteken hulle kry meer punte. So 100%. ouens, dit kom as 'n shock. En ek bedoel dit maak sin nou dat Lando Norris op die einde het ons almal gedink, okay, hy is besig om fuel te spaar, en meantime in lift and coast ken ons mos nou. Jy weet, is baie tema by die clown show in die Royce-Barn. Maar op die einde van die dag baie Rugby die wenner. ja, sê die uur. Verkeerde show. Ja. Braai jy net die vleis, man. Ja. Altyd task, my bro. Maar hy luister, die ding is dit, ek het nogal bietjie gaan dink oor die situasie, nê. Lando het actually gedoen wat Charles wou gedoen het in Hungary. Wat sou moes gedoen het in Hungary? Well, die resultaat. Nee. Die resultaat sê vir jou dat Ferrari het actually in hindsight die regte call gemaak in Hungary deur vir hom sy wing jy weet te stel dat hy nie so baie downforce het nie. Wat veroorsaak hy skielik sy plank deur, wat beteken hy het op die einde van die dag at least punte geskor. Lando kon punte geskor het as McLaren iets omtrent die situasie kon gedoen het. En hy kon damage limitation gedoen. Hy kon punte geskor het, al is dit 1 of 2 of 8 of wat, ek hoor 100%. Hoor jy sê, so weer eens Reverse om die baan vir die laaste 3 laps. thanks to the planks. Verstaan jy? Kan ons 'n song skryf daaroor? Luan, dankie, cue jou. Daai start. Nee. Kom ons gaan terug. Regte intent.
ek wil net Ja, ja, ek man. wil hoor wat julle te sê. Ja man. Ek hou van daai tipe reis. Ja, dis Jy aggressive. weet wie jou vyand op die baan. Jy weet wat jy gaan doen, jy weet jy moet hom afsper. Maar jy weet jy Lando. moet hom- Jy weet, maar Maar jy jy weet lei nie om te breek nie. Ja. So, ek het dit sien kom. Lando het actually gaan reg parkeer in daai blok. Ja, hy het sy Jy kan jy self- dadelik sien. Lando is geposisioneer dit. Hy gaan dit. En Max interessant genoeg was net mooi die teenoorgestelde. Hy was weer geanker asof hy eer gaan in verder ingaan. Ja. Maar obviously Lando was nou 'n bietjie van 'n goeie. Daai twee was lus vir mekaar. So hy was definitief en kom ons gee dit toe. Lando het actually weer eens 'n relatiewe goeie wegspring gehad. Ja, maar het hy. Ek dink hy het nie. Maar hy het geoverrun. Nee, ek praat van die drone. Okay, maar hier is my opinie. Daai vir my is als dieselfde. As ek is van opinie dat as Lando 'n swakker wegspring gehad het, sou hy sy draai kan hou. So ek sien dit nie as ek dink dit is classic Lando. Ons het dit gecall, die commentator het gesê 8 uit 16 het hy opgebudge. En dit is nou net weer statistiek het uitgesoek. Hy was te haastig, hy het die verkeerde lyn gevat, hy het te laat gerem en dit alles het bygedra dat dit gelyk het is my goeie. Kom ons unpack dit net gou vir 'n oomblik want Die tweede fase. dis reg, want ons weet 'n start is in fases. Eerste fase was goed genoeg om Max te Ja, daar stem ek saam met. Ja. maar die tweede fase van die start kon jy sien hy verloor momentum en dit is waar Red Bull tradisioneel in die Honda engine spesifiek baie goed opgestel is Max tweede en derde engage is daar net meer torque beskikbaar. En ek weet nie of dit 'n stelling is en of dit 'n energy deployment is hoe hy dit gebruik nie, maar ek sal nogal graag daar wil kyk, maar ek dink wat op die einde van die dag wat nogal belangrik is dat op die tweede fase van die start het Lando spesifiek oorgekom om maximum momentum te blok. Dis hoekom jy oorgaan om te blok, as jy defend en jy breek jou aanhouers momentum. Obviously Max so goed soos wat hy is, hou dit aan die linkerkant van die baan en Lando Understatement. Max so soos wat hy is. amazing soos wat hy is. Brilliant. Soos wat hy is. Breek Lando net te laat en verloor 2 plekke. Verstaan en ek dink yes, ek het actually gehoop ou Sainz kom ook verby soos ou George aan die buitekant, jy weet. Ons gaan nou oor ou Sainz hier praat. Maar ons moet ook gepraat oor ons moet praat. Die punt, ek het nou hierdie punt opgebring. Nou, Jy hoor, ek wil net afsluit met dit maak my gelukkig om te sien Lando doen sulke goed. Want ek Ja. Daar stem ek met jou saam. Ja. van om te sien dat hy Daai is nou die eerste goeie punt van vanaand. Ja, dat hy daai territorie begin explore. Ja, hoor julle, as ek hierdie Engelse woorde so gebruik, nee, ekskuus vir die kykers. Nee. Maar ons praat nie jou ouma se taal nie, ons praat jou taal. Ja, kyk nee. Ons het aan die begin gesê ons probeer die suiwer Afrikaans praat. Ja, Ons nee. praat op 'n level wat jy verstaan. Okay. So daai territorie. Verstaan? Daai territorie. Sy moet sou hou te reg kry Verstaan vir die jy meen Aries het 'n 50-22 gehad hoor. Ja. Verstaan jy? Hy George Ford, my bro. hy 22% van die baan Ja. of die 50% van die baan reg gehad, maar 22% van die breek. Hy het daarvoor Max ingedruk, toe gee hy vir hom 'n geel kaart, maar toe sê die ref, River, kom terug. Vat jou kaartjie en gaan sirkus toe weer. Waar is jou beersie? Hierso, ja. Ja. So ek is dit dis vir my lekker om te sien dat Lando explore daai territorie en hy's nie bang om sulke goed. So ja, hy het dit nou nie reg uitgevoer nie, maar ek sien uit om te sien hoe hy dit weer. Okay, maar In die laaste 2 jaar. kom ons sê veronderstel Lando, kom ons sê die posisies het nou gebly soos wat dit was en daar was nie disqualification nie. What if? Ja, if my mom had tennis balls. So my them was Djokovic. Die punt is dat Max het nog steeds onder hom uitgery. Ja. Hy het. Come on. Nou. Kom nou Aries. Ja, Ja, Ek wil gevra. Aries Jy- het jy hy het sy nou- nommer gehad. Jy het nou daai Yeti hier by jou snavel gehad, né? Ja. Tel hom gou weer op. Wat Boys, ek sorry, ek kon nou nie onderbreek nou sleg, maar net 2 sekondes. Ons sit hier 4 uit die 5 ligte. Elkeen met 'n magnifieke Yeti.
Ek kyk hier oor na julle, dan sien ek julle wikkies en dan besef ek, ja, boys, ons het diversiteit soos Afrika. Ons het al die kleure in die reënboog hierso. Gelukkig, los genoa. Ek wil net drink op dat ons paneel so uiteenlopend is in opinies en in attire en kleure. En nog nie in tale nie. Bonjour. Ja. Kon Ek werk aan. Ek dra swart want ek rou. Ja, Ek immer se postreis. Ek dra McLaren logo. ek dra pers onderbroek. Wat is dit? Vir As 'n question hier realize. Ek het julle onderbreek. Kom ons gaan aan. Right. Ons gaan aan. So, ek dink obviously die naweek was bitter interessant in terme van die weerstoestande, die kouete. Ek dink ons iets wat redelik predictable was Mercedes. Dit in terme van Ja, en hoe sleg ek op Superbrug gedoen het. Dit was ook baie predictable. ja, wat het jy nie gekies? Houtlepel. Nee, ek bedoel die kwalie was al Saterdagoggend 6:00. Maar bro, Rassie, toe werk ek nog aan Vrydag aand se deadlines. het jy nie prioriteite nie. Jy weet mos hoe dit goed werk. Formule 1 voor Ek het deadline. vriende wat my gaan 'n heads up gee en sê, Ondersê dit. "Ou Luigi, kies jou goeie." Hallo, Bro. is dit daai ding se naam? Ja, Daai ding op jou gesig, is dit sy naam? ja, verstaan jy? Dit komplimente aan ou Freddy. Aan ou Freddy wat my snoei Ja, so hy. geklap. Ek wil sê, daai ding moet eintlik Freddy wees. Mm. Daai is 'n vriend. Mercury. Daai is 'n Ja. vriend. Mama. Noem my sommer Fras. Kala. Sommer Fressie. Frassie. Frassie McDuffie. Noem my sommer Fressie lekker. McQueen. Die Frassie McQueen. Oh, Frassie McQueen. Yes. Maar bro, Verras aan nie eise, verrassie nie eise sien. Ons sonder 'n dubbel. daar drop ons viewership nou net met 7. Oh. Ewe wat. Maar ons short stel op met 20. Maar bro. Ja, gaan Ek soek 'n naam. Wat is daai ding se naam? Wat se naam? Daai ding se naam. Wat Freddy. my kyk gou. Ek het gedink want ja, groei stadig. Maar hy het nou 'n naam. Maar noem hom sommer Slang. Nee. Noem hom sommer Kokkie. Nee, hy snorris. Norris. Jy like nee sê nou. Sorry, ek moes dit. Ja, nee, hy is Norris. Okay, lekker Norris. Lando Snorris. Ek dink hy Okay. sê Snorris soos 'n snororus, soos 'n dinosaurus. Snorris. En hoe kan my kop na orka toe? Ek sê dit so snorris al wat ek kan groei want baard is al gaan Fietol. Okay boys, nou. Nou, Julle nie begin sens praat nie kry julle niks van hierdie Afrikaanse braaivleis en knoffelbroodjie. en dit Bring ons dit vir al op die specs daar buite. Okay. Nou, kom ons gaan gou na die Maar wag gou boys, wat is Okay, in nee, ek gaan weer onderbreek, hoor. Ek gaan. right. Kom Kom ons gaan gou na thanks to the planks toe, okay? Die disqualification van McLaren. Okay? Jy met onder toe Kali, is jy het jy nie jou kompas ingepak nie. Yes. So. Wat moet daar is? Okay. Fuck Sarel, Sorry. Pawele bok. So die visuele afmetings van hierdie plank is waar die wear and tear beleef het. Okay? Ek hoor dit is 0.04 mm. Maar kom ons gaan af. Kom ons maak af. Dis actually 'n mens haar dikte. Ek wil nou net sê Nee, daai is nie wat is die Afrikaans. breedte van 'n haar? Praat jy Nederlands hier? Allee, sien ons is Wat is sy mens haar? Ek ken hom nie die mens haar nie. Ek kan hulle. Ons se bal se haar se breedte. Dis nie wat hoor dit nie. Maar boys, Dis dit afgelei. Dis die poepik se haar se breedte. My mic is af. Okay. Nou ek skras af Kala. Ek wil gou net na die onderste een toe gaan. Scroll. Kali. Okay. Scroll af Okay, net die einde van hierdie episode. En dankie dat julle 5 ligte gekyk het. Ja, nee, gaan daar. So as jy nou Kali, jy gaan maar op die skerm gooi daar. As jy kyk, daar is die normale areas waar jou plank kan skuur op die grond. Vrouens en kinders. Ja man, okay. So daai is gehighlight soos wat 'n
AfriForum persoon 'n pothole highlight in 'n Durbanville area. Okay? Soos waar die klein karretjies moet drink. Dis Okay. baie veel vir diversiteit. Pragtig. Bruin, swart en wit. Dat En dan is dis die area. Nou as jy opgaan, Callie. Mag hou vas. Ja. Jy sê nou, dis die dele waar jy kan skiet. Waar kan skeer. Dis die dele waar die meeste wear kan uitkop. plaasvind. Okay. So jy kan sien daarso, dit is waar die skuur plaasgevind het onder Lando en Oscar se kas. So as jy opgaan, kyk ons gou hierso na Oscar se skuur. So in die aan die linkerkant van die regterkant van die kar sal jy sien, hy het voor 0.12 mm afgeskeer en jy moet 'n dikte van 9 mm hê. Ou. En dit het hy agter 0.07 mm of in die middel, sorry, het hy ook geskeer. En dit het veroorsaak Meer as wat hy mag wees, right? ja, dit het veroorsaak dat hy gediskwalifiseer word. Nou as jy heeltemal afskraal, Callie, dan gaan ons na Lando se kar toe. Dan gaan ons sy plankie sien. Verstaan jy wat? Hy nie kan op styk braai nie. Hy se En planke. Kyk hoe hy deurgesien. Nou verstaan jy hoekom sy pys so gedrap het. Hy het voor aan die linkerkant, okay, het hy 0.04 mm afgeskuur en aan die regterkant 0.026 mm. Nee. Ja, nee, hy het meer Maar- geskuur want hy het minder oor. Maar hy het 'n groter area oppervlakte want kyk, hy het 3 areas. Oscar het net 2 areas. Ja. So hy het Maar 0.1 Maar mm daar's minder afgeskuur. oor, so hy het meer geskuur. As jy kyk actually na die twee planke, kan jy actually die skuurmerke soos wat ons nou die keer geslaan het, kan jy sien. Lyk actually of Lando meer pak gevat het op sy kar plank. Ongeag nou hoeveel Presies. Maar sy plank lyk duidelik het daar 'n bietjie meer pak gevat het. Hy het met 'n anker gery. Ja, of plankton. Boys, lig jou anker. Ja. Okay, leg jou anker na bo. En dan sê maar sê dit is baie Halleluja. Ja. Jy sien rasie ons in 'n worship band. So hier is die ding boys is dat dit is die fyn margins waarmee ons werk in Formule 1. Jy weet. Ja, ek dink is nogal weet okay, maar nou kom ons kyk nou, okay? Maar ek het ook 'n vraag. Ek gaan nou vir jou kans gee rasie want ek wil graag jou vraag hoor. Ek dink ek vergelyk dit met ander top wêreldsporte soos ons Soos golf. soos Nou waar die bal in die gat lê. Ja, ek weet jy, McIlroy is redelik naby. Maar as jy kyk na rugby, dit gaan oor weer eens is die bal op die lyn, trap jy uit oor die lyn, is jy in ek meen wat is daai move van 'n Australier nou die dag wat Wil jy of uittrap en gooi, verstaan jy? Binnepaas try. So met ander woorde, dis sulke fyn margins. Nou in ander sporte kry ons dit nie reg nie. Om regtig konsekwent in terme van Ja, want jy kan regulasie. jy kan nie in 'n rugby game ophardloop met 'n 0.01 Ja, toleransie. so kan ons dit staf nie. can we just say to all our British friends that watch rugby and has been crying since 2007, British and Irish. I just want to say to you that foot was out on the outline. Ja. On okay. the outline. So Preach it wasn't a try. Okay? So try maar weer. It was no Hierdie try. ding is dat hier het ons ten minste 'n baie vaste vaslegging van die reëls. Oek, kyk hoe vet hy my nou. Ja. Jy weet. En ons het regtig 'n goeie toepassing van die reëls hierso waar ons actually kan sien dat die millimeters is reg. Verstaan jy, as jy uit is jy uit en weet jy wat ek waardeer van hierdie besluit is dat hulle dit met Ferrari gedoen en hulle doen dit dan met McLaren en hulle gee nie om of jy voorloop of jy agter is nie. Maar waar is jy? Maar dit dan bring my presies by my vraag. Hoekom nou in die laaste 2-3 races wanneer alles crucial is, diskwalifiseer jy 'n ou op 0.026 mm. So toets hulle regtig vir elke voertuig in elke race. Hulle doen nie. Nee. Dit is my vraag. Hulle doen nie. Is dit spot checks of Ja, of Korrek. Die FIA doen spot checks want daar's 'n klomp parte wat moet voldoen aan sekere standaarde en hulle kies ook net random karre soos en wanneer hulle wil. So my vraag is was Red Bull gemeet hier naweek?
byvoorbeeld. Nee boys, ek dink dit is brilliant. Moenie op Red Bull mee tot en met volgende jaar nie. Maar ek meer as dit so naby aan die einde is, en jy Ek wil jou topspan is Moenie die underdogs mee. sal hulle deur Dit trek. maak goeie televisie. Ek het weer 'n ander ding ook raak gekyk die iewers in die afgelope 2 dae waar hulle ook verduidelik het dat McLaren was actually die afgelope 3 ek dink dit was 4 races. ja. Was hulle bitter naby aan daai 9 mm. En hierdie ronde het hulle inteendeel hulle naaste was wat het hulle gesê waar was dit Brazil? Ja, was Brazil wat hulle ons daai nuwe groewe ingegaat het. Waar McLaren redelik bekommerd was want hulle het reeds daar al baie opgetel as gevolg van daai groewe wat die plank gevreet het. So laat so ek wil amper sê hulle was redelik en die ongelykte van pad van Las Vegas onder dit moes nou maar 'n straatbaan is. Ja. Nie regtig resiesbaan nie. So het gemaak dat hulle op die ou die poppesie opgetel het en Swaar. daai kant So dit sê vir ons dat dit wys net hoe naby hierdie kar aan die limit hardloop, né? Ek bedoel om downforce te skep. Want as jy dit nie doen nie, dan gaan jy nie die downforce hê nie. So ek dink dis baie belangrik. Maar okay, Volgende vraag. go for it. Is die penalisering van hierdie oortreding regtig gepas? Ek dink dit is. Is dit? Want dit is 'n disqualifying regulation. Dis die ding. As daai plank, dis so skuurpapier. Hoe meer jy hom afskuur, hoe gladder raak hy. Ja. In ander woorde, as hy grof is, skrap jy spoed af. So jy verloor spoed. Okay? Nou raak hy so glad, jy verloor later in die spoed want hy maak nie meer kontak met die Ja. Nou sê alle So met ander woorde, daar waar die ander spanne heeltyd 'n spoed verloor miskien, Ja. okay? Verloor hulle nie spoed nie en hulle kan miskien dalk 'n half 'n tent optel of 'n 1000ste of 2000 van 'n sekonde. Wat beteken is jy kan of in DRS kom of nie. En dan as jy op die einde van die dag gaan kyk en jy meet hierdie plank, was dit die verskil. Ja, Want dit is hoe fyn die margins is. Maar surely is die verskil tussen die voordeel wat jy daar uittrek en die disqualification daarvan. Okay man, maar nou met ons dit ook in ag neem is die lugvloei. Onthou net die meeste van jou downforce in hierdie motors kom van jou van onder. ground effect. Ja. So met ander woorde, dit beteken daar's ruimte vir lug om in te kom en hy sag vas. Okay, baie dankie Rasie. meer glad om die lug om weer te beweeg. So daar's dit. So dan kry hy meer downforce, hy het minder drag. So verstaan ek reg, 3 uit die 4 manne hierso stem. 'n Disqualification is in die orde van Ek dink dis Ja, korrek. ja, dit is. Ja, Ek dit gaan- is reëls, ek sê soms dit. Ek gaan net ding hulle soms dat dit die reëls moet Ek gaan- wees. Ek gaan vir jou sê, Okay. Ferrari byvoorbeeld in China was 0.1 reg rondom uit in daai 3 areas daar. Minder as wat McLaren was. 0.1 0.01, sorry, 0.01. 0.01. Ja, by 3 areas en hulle was gediskwalifiseer. So met ander woorde wat dit nou gesien het is hulle was konsekwent vir die eerste keer hierdie hele seisoen. Ja, so eintlik moet ons sien, ek kom presies klaar daaroor. Ons moet eintlik sê dankie tot Ja, kan nie glo McLaren fans sê dit nie. ja, kyk is moeilik om dit te erken en te sê wat dit is. Dis nie waar ons wil wees nie. En dis glad nie uit Dit is. Wagpunte uit. Ons is 24 punte in 3 Ja, draadies. maar die Ja, maar wil moet jy wat die groter prentjie, Ja. so jy wat beste is vir die sport. Ek stem. Okay, maar kan ek nou ietsie vra? Nee. Hoeveel keer dink julle het McLaren al weggekom hiermee hierdie seisoen wat dit nie gemeet was? Goeie vraag. Of enige ander span vir that matter. Ja. Ek dink hulle met McLaren se constructors strip. Ja, ek joke. Ek hou van McLaren. Jog, dis 2007 vibes. Maar jy het 'n stuk, né? Ja, okay. Maar Weet jy met ek nie my McLaren hemp Maar- hoe ek die ander. Maar ek dink ons het nou redelik in diepte daar gesit. Ons kan almal saamstem dat hierdie het definitief Lando se championship 'n lekker 'n lekker baseball bat gegee. Oscar 'n hoop gegee en Max ewe skielik is 24 punte agter en gelyk met Oscar op punte. En daar's 'n naweek
met 'n sprintreis en 'n gewinne naweek wat voor lê en dit's al te playful. Okay, maar ja, kom ons praat gou net vinnig oor laas naweek se vooruitsigte of die vorige episode se vooruitsigte. Okay. Toe ons gevra het wie dink julle gaan hoe vaar en ag Edda, Ons is eintlik baie verkeerd geweest. ja man, Edda, ons Hoor die julle Jy's weer 'n whisky verlore. hierdie is eintlik 'n intervention. Want Edda sê week na week Ferrari, julle Ferrari, nee. Kyk my hand opsteek. I concur. Free practice. Yeah, I concur. Please continue. Kom ons gaan vir free practice toe. Pace wise. En wanneer doen nu? Ja, julle. Hashtag Man United Ons fan. sê practice is waar dit als gebeur. Dis waar F1 gaan. Wag. Het jy geweet, sy vrou het my gebel. Toe sê sy vir my, "Hoe het jy geweet? As Edouard in die nag slaap, dan praat hy in sy slaap, dan sê hy, mense moet punte kry vir practice sessions." Sê sy vrou vir jou. Nee, dis wat hy in sy slaap sê. Weet jy wat noem jy dit? Nee, noem dit Laat sy dit vir jou sê. Jy- Dis net practice. Jy noem dit 'n personeel vergadering met jouself. Dis hy, senior vergadering. Al daai bord wat eers by mekaar kom. Nou wat nou Boys, jy het aan die begin van die episode gevra wat is in my glas. Okay. Ek kan nou met 'n oop en eerlike hart sê, niks. Windpomp sherry. Net ys. daar maar dat sit nie. Boys, julle is agter. Luister. Maak jou punt. Ons moet hierso oopmaak. Is boys. daai ys dunner as 9 mm? Ek kom so by die volgende episode wat ons gaan skiet. Wie weet waar dit gaan wees of wanneer dit gaan plaasvind. Ja, in die woestyn. Ek vir jou vra, wat dink jy gaan by Qatar gebeur? Eda, as jy vir my sê Ferrari gaan pace. Nee. Nee, kyk luister eens. Luister eens. Luister, ek lyk dom, maar ek is stupid. Verstaan jy? Maar wag gou, wat sê Einstein? Wie sê wat is die resultaat van wat is die definisie van madness? Is inputting the same parameters all the time but expecting a different outcome, right? No. I'm just putting ek gaan nie name noem nie. But that's the definition. Byna nou That's the definition of robots eet. that's the definition of support. Want as jy 'n Wrexham supporter is, ek meen, hey, tot jy met Ryan Reynolds daar gekom het, was jy regtig dom. Oh, ek het nie gesê Just say. there's a fine. Okay, kan ons sê there's a fine line between being mad and being passionately supportive. Ek dink it's passionately supportive. Dis wat dit is. Maar dis ook maar fyn lyn met om Ja, normaal vra- te is. Right. Imagine jy's daai rooi kop stiefkind. Alright boys, Kom. mag ons Almal nou kry persente. Daar's jy maak. sit jy met jou perdjie. Ja, nee, jy kry jou boksie. Daar's 'n kaartjie. Maak die boksie oop, pas niks in nie. Vat maar die kaartjie, skeer hom oop. En as jy die kaartjie oopmaak, sal foto van Lewis Hamilton. Wat ons gaan net hier. gaan jy met Nee, dit mense gaan self so. Baie depressief. Maak 'n short nou. Okay. En maar ons wil nou aangaan na die verhaal. Ons asseblief oor Messias praat. Ons gaan nou, maar voor ons daar kom. Right, Kalla. Aris. Rasie, kom ons praat oor die ander olifant, die kleiner olifant in die kamer. Ferrari en Die rooi die rooi olifant in die ponies. en die Skadonkels. en die 3-punt ster. Okay? Squabanakies. Skabanakies. Skibri. So Kalla Ferrari. Sê vir ons. Kalla jy Welcome to Kalla, the jy- clown jy- show. So sê jy nie van. Pleite vir. Jy hoef nie oor Ja. Ferrari te praat. Kyk na daai Ferrari en sien hoe mooi dit is en dan weet jy hoe ver dit is wat jy wil Weet jy bespreek. wat Ek wil net sê, luister, Kan- dit wat daar is, en dit wat die naweek was. Ferrari. Want dan maak jy hom so. En dan sê vir hom, kyk haar onder my broer. En dan druk jy vir hom na so. Waar dit regtig saak maak. Appels is hierdie seisoen bewaar. Sorry, ek sê so nie. Voet ek kry hulle my eintlik nogal jammer. Ek dink Shaw, hy verdien net soveel meer. Dis regtig maar. Hy is dan so 'n goeie drywer, maar ek dink hy verdien meer. Weet jy wat as hy gaan doodgaan in 'n kar gaan dit definitief nie een wees nie. Ja, dit het ook nogal ek het dit nie gesien nie.
Was 'n grap verby. Dit is so donker aan daai kant vanaand. Julle albei is op die donker trein. Maar ek bedoel dit lyk donker vir Ferrari. Dit is waar. Ja. Maar terugkom na die naweek toe. vind ek daar. Ferrari het in die practice rounds het hulle redelik goed gelei. Hulle het. En toe kom quali en toe besluit die Westyn hy maak krane oop in die reën. Nadat ons Ek was die laaste ding wat ons ek verwag sê oor stroom donderdag. Ja. Dit laat my nogals dink aan mag mense 'n grappie vertel hier. Van Khatib en Ashraf wat sit op die stoep en hulle sit lekker en hulle laat loop met die Yetis. En Ashraf vra so vir Khatib. Khatiba, nou as jy nou die lotto moet wen, wat sal jy maak? Khatib kyk op sy sê, nee my broer, as ek die lotto moet wen, ek sal net alles koop, man. Eerste ding wat ek koop is 'n Ferrari. En Ashraf kyk en sê, hy sê 'n Ferrari? Hoekom maar nou 'n Ferrari? Hy sê, jy man, as jy mos dronk is, dan koop jy mos nie. Maar dit Op daai noot, dit is hoe mense gelyk het. is 'n gatipie. Yes, Maar dan- Nee. Goed op. Dit is gevalletjie. Maar Valletjie. boys, maar as ons nou deur Ferrari by Mercedes kom, moet ek ook 'n gat diep grappie. Dis van 'n luk om wil. Ja. Maar op die naweek, ek wil amper sê hulle het hulle self weer mooi herstel toe die baan weer droog geraak het. Ja, kyk luister, obviously het qualifying 'n totale ramp gewees. Ja. Want hulle het net nie gewerk in die natweerstoestande nie. Maar toe die droogweerstoestande toestande. toe die Wou van cheers op 'n Afrikaanse trofee woord. Ja, ek hou van. 'n spitsvondige nat weerstoestande. Dit is mooi. maar toe die baan droog is in sy volle glorie. Dis nou so 5 jaar in die huwelik in. Ja. Is dit toe wat Ferrari se pace redelik opgetel het weer en hy het in Charlotte goed gelyk in die begin van die race. Hy het overtakes gemaak, hy het tot op en met Oscar opgelyn, Jy weet Ierlandse skraap. wat verkrummel. Wel, hulle lyk goed. Hulle lyk soos Lyk of hulle lyk soos 'n bakers iets om hoor koekies wat geval het op die grond hou. Mooi. Stukke. Voorry is Britse en Ierse leeu's se voorry kom maar op, shines lekker en dan amper geen skram en dan En toe Praat ons nou van Fred, van wie praat ons dan? ja. ja, respekteer ja. Ons is blykbaar by die eerste Maar hy, luister, op die einde van die dag wat vir my verstommend was dat die Ferrari het genoeg pace gewys in free practice as 'n simulation, jy weet, om te wys dat hy moes actually verby Oscar en Antonelli gekom het. Tegnies moes daai Ferrari actually op 'n podium gestaan het, maar vir een of ander rede, ons weet obviously hier is die groot ding wat meeste mense verstaan of as jy nie verstaan nie is dat as dit reën tussenin nee, behalwe dit, hy onthou net die En jy sê wind waai. Is dit droog? rasie ek wil ernstig oomel en deurdring hier so. En wat eintlik gebeur is dat wanneer jy genoeg rubber neerlê, daar's olie, Dan is daar meer grip. daar's meer grip. Okay, maar as dit reën, verdwyn nou grip. Dan moet hulle van voor af die racing line basies Wanneer skep. reën, spoel die grip Ja, weg. soos wat McLaren van 'n podium af. Nee, okay, wag, nou nie persoonlik praat. Ja, Ek het nie weet ek klim in jou karakter in die Aries. Ai, So verstommend weer eens Hamilton, ek weet hy sê net dit was die slegste weekend van die jaar. maar Ek as weet dit elke race.
Ek weet nie, die ouens is freaking Ek beloof, dis nie ek beloof dit is nie die eerste keer wat jy dit hierdie jaar gesê het. Wat dink jy, dit is 17? Ja, nee, was en hy- nie presies 'n Hy 10de geëindig met 'n kar wat nie gewerk Hy het. het toe na 8ste geëindig, want die Mackies is toe net Dankie Lando, dankie. As ek kyk vir my kollega, my 5 ligte kollega daar aan die ander kant. roep hom op die radio ons wag. Bravo 16 kom in. Ek wil net vir hom vra, wat dink jy het al meer gebeur hierdie jaar? Lewis Hamilton wat sê dit was die slegste reis ooit? Of ons Of Lando Norris wat voordeel kry by McLaren. of ons kollega Edouan wat gesê het Ferrari gaan die beste reis. Hey, Ferrari van jou die dis my pragtige Dis my pragtige vroutjie altyd vir my sê is ek glo altyd die glas is half vol. Okay. So Kom nie heel vol nie. as ek heel vol gegaan het het ek vir 'n 1-2 gegaan. Want jy skree nie vir Red Bull nie. Heeltemal. Ek doen vir Switch. So weer eens nou kom ons sien 1-2 nie, hulle is 'n 1-2. Nou. so agter. Elke naweek is 'n 1-2. Want Ja. So Harde is so goed. So luister gou boys. Nou kom ons by Russell en Antonelli. Okay. Maar Rassie, daar vat jy punt. Nou het ek 'n gatiep Okay. grappie, né? O, yes. So kom gatiep aan die straat afgeloop. Maar die man het sommer 4 sandplaat op sy rug. Maar as silwer, soos die silver arrows. En daar's so 'n turquoise streep wat daar afloop. En nou Ashraf kom al met draai. Hy sê vir gatiep. Ashraf daar. Sy gatiep, wat maak sy? Hy sê nee man, dis 'n swaar oggend. Hy sê nee, ek sien sy dra swaar my broer. En Ashraf sê vir hom, vertel vir my wat dra jy so swaar my broer? Hy sê nee man, Mercedes het nou weer gesukkel die naweek. Hy sê is daai hoekom sy hierdie silwerplaat op sy rug het? Hy sê nee man, dis 'n ander storie. Kyk, ek en Marie het mos nou geskei die naweek. Hy sê ja, en hoe sit dit nou die silwer arrows op plaat op sy rug? Hy sê nee, ons het geskei, maar ek het die huis gekry. En dit het niks met die Mercedes te doen nie. Maar daar was 'n turquoise strip aan gewees. Toe saam met die huis kom die probleme. Al die probleem. Maar Rasa vertel vir ons 'n bietjie Russell, jy's mos Nee, al wat ek wil Prince sê, Charming fan. al wat ek wil sê is Kimi, Rookie of the Year. Edgar, goeie naweek gehad, dankie McLaren. Ja, my Kimi wys sy stal. Ek gaan Ons het funny, my stof eet. ja, eet, ry my grondpad, Ja, ek sal hom vat. sit 4 sandplaat op sy rug. Ek het werklik opgestaan die laaste paar races. Saam met daai boetjie. Nee, ek is reg. Generational talent, sonder request. Of ek so ver gaan nie. Ja, ek weet Maar- Maar stof gaan geëet word. Maar ja, jongste pap. Jy gaan jou eie highlights aflek. Ja, verstaan jy? Maar wat ek gaan erken is dat hy definitief eerlikwaar baie beter gedoen. En soos wat ons actually in die vorige episode gesê het ook, jy weet, Kimi het al die bane waarop hy vir die eerste keer ry, lyk Preach it. na iets. Maar wat my is interessant is, want wat gebeur volgende jaar, maar dan het hy almal gery. Ja, maar kom ons bly gou hier nou. Om vir homself 'n defensive repertoire te bou, nee. Maar dis great. Ja. Ek like dit. Maar ons het vroeër hierdie jaar het ek 'n opinie gehad dat alle rookies word met 'n knippie sout. Jy weet die ou se rookie. Ja. Niemand sit 'n rookie in 'n prima voertuig nie, behalwe Toto Wolff. So dis waar ek my hoed, want ons het heeltyd gesê ja, maar al die rookies is actually Adjar is goed, Behrman is goed, almal's goed, maar nie almal sit in 'n proper Mercedes voertuig nie, right? En fair, en dit is 'n goeie punt wat ou Ed gemaak het. Maar om 'n rookie in 'n goeie voertuig te sit en hy kan sy composure hou. Haal ek my absolute hoed af want hy breek die ys vir alle ander rookies wat nou in contention kom met 'n goeie voertuig. Kan ek in jump daar as jy weet jy wat dis so ek bly noem dit want dit is waar. Ek dink in die begin het obviously Kimi sy voete gevind
Jy weet, ons het even tot en met Belgium ons gedink, ja, 'n halwe seisoen broer, jy's gekies vir Formula 1, ons gedink jy gaan al lankal op die pace wees. Maar ons kan nie sê 'n paar vloeks aan die begin gehad en toe drop hom ons nou 'n bietjie uit. Ek het 'n punt. Ek het En dis ek wat sê ons gesê het, ek het 'n maar negatiewe punt hier op. laat dit al sy ekskuus ek onderbreek maar dis kom met ek want toe ek nogals gesê maar laat hy al die pressure kry wat hom toe kom sodat hierdie sy moeilikste jaar is want hy is 'n rookie. Ja. Jou rookie jaar is veronderstel om jou moeilikste jaar te wees want dit moet jou toets om te sien of kan jy uithou vir die volgende jaar en die volgende jaar. Presies. As you were. Maar nou kom hy nou dat hy van Baku af, he's coming good. Verstaan jy? Maar nou wil ek dieselfde awesome sê, sy F2 spanmaat, Ali Beerman, Ook goed. produced net. Ja, goed. Okay, Azure vir dat. Ja. Wel, Azure is vir my so 'n bietjie van die plank af geklim. Hy het goeie punte geskor hierdie naweek. Ja, wel, danksy twee spanne, Ja, my superbro stuk hè. twee poppos, ja. So, Okay, ek het hom gekol op my superbro. Dis ja, sure, maar ek dink dit is great dat Beerman deurkom, dat die Haas vir mekaar kan gee om mee te compete. Ek wens julle het dit gedoen in 2022. seker met hulle Ferrari engine ry. So weer eens great. Dan Russell is vir my 'n bietjie van 'n anomaly. Russell. Wat het ook 'n podium aangevang? Kan daai ou nie net 'n snaar groei nie. Luister hierso, Dat sal my as julle ons TikTok gaan kyk, sien jy ek sy gesig toegeplak. Want Maar nie met 'n snaar nie. nee, met 'n 5 ligte stekker. Want hy sit nie waardig van 'n post nie. Nee, ek bedoel die ou al wat hy is post era Mercedes. hy bring sy eie kritiek oor homself. Ek sal dit toestaan. Maar Alhoewel dit lyk of hy en Max kies en made up. Verstaan jy? ja, ook al nie. Kyk na die podium celebrations. Maar Rassie, Dis hier om te staan. Rassie, Hoe gooi jy die hond hierdie balletjie ek voor? ek bietjie meer back daar. Wie, Kimi of George? George. Ja, nee. Okay, maar okay, hier is my opinie en dit was nog altyd consistent. Ek like George se attitude, nie sy attitude as mens nie. Ek hou van sy attitude towards die sport. Ek hou van hoe hy voorberei. Dis dieselfde rede as ek van Carlos Sainz hou. Hy is nie noodwendig the most raw talented guy in the grid nie. Hy is so committed en voorbereid en dedicated. It has to be said. Sy persoonlikheid agter die stuurwiel wanneer hy begin klaar die complacency, die entitlement, nobody likes that. It's British. Ek dink ja, dis seker maar wat dit is. Ek ry hom nog steeds. Ek dink steeds hy's talented. Ja, dalk hy's definitief nie the most talented nie. Maar hy is top 5 talented vir my, without a doubt. Maar sy work ethic. Is hoekom ek hom like hoe overachieving hy was met Claire Williams en baie tyd nou nog en like ons op draai het baie gesien als en hy is suksesvol, hy's super consistent. Ja, ry om te oorleef. Maar hier is wat ek nou vir jou wil sê is ek gaan net nie fake nie. As hy sy persoonlikheid irriteer my ook soms. En dis eintlik ironies om dit te sê want daar's ander ouens wat ek glad nie Dis is 'n plooibyt. Juist omdat hulle persoonlikhede my irriteer, maar ek dink voordat George na Mercedes toe gegaan het hy lesse van attitude gehad en het ek baie meer gesien van wie ek eintlik wil hê hy moet wees. En ek dink hy is nog steeds al iewers na agter. Dit word humility genoem. Ja, 100%. Jy is nie verkeerd nie, ou het. Maar die ou perform. En as 'n ou perform soos Max sê, ons nou vasgestel mag jy mos nou maar 'n asshole wees. Ja, okay, maar daar's Kimi Mercedes tweede op die constructors. ek dink ek gaan nie weer daarin klim. Ek het klaar hierdie hele jaar lank my opinie gelewer. Boys, ek wil 'n belangrike punt opbring. En dit is nou al sinds 2023 wat ons die Las Vegas Grand Prix op die kalender het. Ek wil net weet en miskien kan die kykers ook 'n bietjie inweeg op hierdie ene. Is Vegas regtig
noodsaaklik op worthy van ons kalender. Ek dink nie so. Ek dink dit hier is my redes hoekom. Dit was cool. Dit was amazing om 'n wet quality te sien. Dit was reg. Daai reis. Dit Dit was Ek het die wet tires gesien. Boys, is hierdie natbaan. Ek gedink moet hulle nie al die qualities wet doen en al die Daai sit spring. Dis die eerste Hoor gaan te ding nou That's what she said. meer laps gehad met 'n Reinberg op. Yes, dit was amazing. Met 'n reënvoeltjie. Ja. Maar hier's die ding. Okay? Ek dink nommer 1, tydsgewys. Okay? Ja, dit is Dis 'n slegte tyd van die jaar. Eerstens, dis koud. Okay? Nommer 2 is die viewership. Ek meen, jy besef dat in Nieu-Seeland of Australië het hulle actually amper op 'n Dinsdag sit in Grand Prix kyk. Verstaan jy? Dis die Grand Prix is Sondagie. Die Grand Prix is amper in die middel van die week vir jou. Onbetaalde verlof vir days. Verstaan jy? Dit is soos jy wanneer jy weet wanneer die World Cup aan is en jy wil van daai minnow games check, né? En net kyk wat die result is of die Bokke speel teen Uruguay. Verstaan jy? Dan kyk jy in die middel van die week 12:00 in die oggend. Dit gaan juist gebeur in Australië. Ja, maar Dis nou waar daai Nieu-Seeland en Australiese mense kom en hulle sit en kyk F1 naby die werk. En elke keer is die baas verbyloop of die bestuurder verbyloop as vandag Outlook op die skerm, verstaan jy? En dan as hy klaar is, F1 Ek TV. wil net sê vir al ons Australiese en Nieu-Seelandse kykers, ek bly Edda dink aan julle want net ek glad. Hoe is dit? We don't care about the land. Oscar benaar. Maar ek hoor daar's 24.500 Australiërs wat nou nie kan Kersfees verlof vat nie, want hulle het dit al verlof gevat by die Las Vegas Grand Prix. Hoor jy? 24.500 rand, so is dit R1000. Maar boys, Kindertjies wie se hartjies nou gebreek gaan wees, hulle pappa gaan nie al weet. Baie dit so agter, hulle gaan hom eers Kersfees kyk. Hoorie, dis amper so erg hulle gaan die replay live kyk. Hoorie, maar hoe ver het Australië nou weer verloor hierdie naweek teen Nie te ver. Frankryk? Nie te ver. Dit is eventually wat 3 punte. 10 punte, ja. 10 punte. Ja, 43, 33. Dis maar se hard. Ja, nee, maar luister boys, ek dink dit hierdie reis moet nie gebeur nie. Nee, ek moet vir sê, ek dink al Mense wat met my stry is flashy, sorry Kali. Nee, Dis flashy, dis nice. Ek dink dit werk nie. te flash. Okay, maar hierdie is also op rekord. Hier is my vraag, julle albei, julle al drie. Dit Call it. Hoeveel jaar gaan Las Vegas op die kalender wees voordat dit gaan fade? ek dink as hulle Las Vegas wil hou, moet hulle hom vroeër in die jaar skuif. Ek sal hom deel van die American stage sit. Ek hoor jou, maar dis nie baie Las Vegas nie. Las Vegas is Maar dit is somer dan. Ja, maar ek hoor jou, maar Las Vegas gaan als oor all or nothing. Gaan als oor die tension en die suspense wat opgebou het. As dit vroeg in die jaar Ja, maar met 16 grade Dis is. reg kry. Maar aan die ander kant weer woestyn in die aand is koud oor die algemeen. Ja, kala. Self somer. Ek bedoel hy koel vinnig af. Kom ons praat na die Qatar Grand Prix. En dis ook in die woestyn. kan jy dan nog vir Toyota air conditioner. Ja, ons as jy Hoor ry is dit warm hier. Okay, maar hy wag nou gou. Daar is 'n paar paar gesig maar. Ja, maar luister, daar's nou 'n paar ouens wat in is op patrol ry in Qatar, né? Yes, okay, wag, boys. Okay, wag. Jy my. Nee, Dit is aandag. Okay, speak to me dirty. Nee. Verstaan jy? Speak to me dirty. Kyk, daar's niks fout met 'n patrol. Nee, verstaan jy? Al wat jy Ek sal wat fout ek is, spet sal- al gebruik. Yes, niks fout daarmee nie. Kom met Ja, iemand die so die defender gesê. Wat is meer vervolwe? Wat is dit 'n vinger aan nie 'n Land Rover? Ja. Ag nee, boys. Jy koop hulle. Ja, nee boys, kat. Waarom is dit? Okay. Maar terug te kom, ja. Ja, Kali. Oei, ek het nou Nou, wat billie gegee. Ek gaan eerlik voor daar so sê, daar's nog 'n dis nou die derde ja, is die derde jaar. By Las Vegas, ja. Las Vegas. Is dit daar ja, né? Ja. 23, 24, 25. Ja. Ja. Laat en ek moet sê die mees fantastiese oomblik dink ek was die oomblik toe Kwali uitkom en dis nat. Dit was baie reën. Ek wou TV aanskakel en ek sien daai ou staan in reën. Dit is En what the qualies. my eerste eintlik het ek sien Water qualities. dis water wat val toe sit van oh boy hier gaan. Ja, nie moe van voor af, pappa. Ek kan nou dalk net die wykie oortrek en dit Dis kan 'n uur later slaap. Dis kinke ietsie. Nee, maar
Op die eind het hulle op die eind toe bring hulle daai wet tyres uit en dit was actually vir my Ek lekker was om so surprised om 'n blou tyre te sien. ek het dit nie verwag nie. Ek het glad Kan ons geskook. net mag ons gou vinnig hoekom het hulle nie ek daar's alles wat op die groen uitgegaan het. Nie genoeg gery en toe se hulle terug. Maar hoekom? twee redes. Een, hy het nie genoeg temperature gegenerate nie. Tweedens is So die blou meer temperatuur ja, en tweedens hy het nie genoeg water omdat hy gedissipate. sagter is. Ja. Hy het nie genoeg water gedissipate nie. So daar's so laat. Ek sê ja, iemand het dit so mooi verduidelik van kyk hy het mos so 'n groter knobbie op kies. En buiten vir die feit dat hy grip maak, beweeg hy wat om temperatuur blykbaar op in die draai. Hier is iemand knobbie onder die kuiers. Dit bring vir hom meer temperatuur en grip en alles. Wat nogal baie interessant was toe dat dit so onverduidelik is. Maar nou is my eintlike vraag is, hoekom nou? Ja, maar ek wil dit Ons het al veel reise het ons al gepraat oor die wet aan. Brazil laas jaar byvoorbeeld toe hulle die race afgestel het voordat dit nog net 3 spanne, dit is al red flag, maar daar's net nog 3 spanne op blou is. Hoekom het almal nie toe op blou gegaan nie? Want Omdat hulle geweet het hulle gaan nie afgaan vir blou. sommer dat die race was in die kwalies nie. Ja. Ja. So Jy wil dit is die waarheid. Want jy wil 'n tyd insit voordat hulle dit afstel. ja. Ja, dis waar. Rassie, ek dink net obviously met hierdie motors nou daar's twee goed. Iets wat actually nogal great was om te sien die naweek is die oomblik toe almal op wet tires was. Die sprei was nie so groot nie. Nee, dit was nie. Dis 100. Interessant genoeg, né? Ja. Maar die oomblik wat jy Dit was so laag. ja, well, thanks to the planks. Maar hierdie punt is toe intermediates opkom, dissipate hy nie genoeg water nie. So hy vat nie genoeg water weg nie. Met ander woorde, baie van die water kom nog steeds onderdeur en wash deur die ground effect. En dan waar is die wet tire doen actually meer met die wegbeweging van die water, die dispersie van die water. So ja, ek dink daar's baie minute, maar ek dink op die einde van die dag as jy nou vir my vir Eddie vra, wil ek Las Vegas sê nee, ek sal eerder vir Monaco. Maar wat Nee. sê Wynand? Wynand, Ja, wat sê wat? Wynand, Welkom roep Wynand, maar Wynand wil Johannesburg toe gaan. Ek hoor Wynand Jonas vir die volgende episode. Die vooruitsig na Qatar. Ja. Ek sou dit ek Hey boys, wat is die bekendste bar in Qatar? Ek weet 2.4 bar. Golfbar. Allah Akbar. Maar net sê, ek drink gar nie. Wat is dit daar? Ek dink gesê Allah. Ja. Jo. boys. So Ek wil nee. net sê, Jy kan, jy mag, jy sal. Inshallah. Inshallah. weet jy hoe doen ek dit? Met baie moeite en selfvertroue. Ja. Maar boys, kom ons eindig Ek mis vir Wynand. Hy's so skaam en teruggedronke. Maar Ek so bly sê ek wat daai grappies maak en ek wil die episode And on that bombshell. ja. Verstaan jy? Wil ons net sê well done Carlos Sainz. Ja. Brilliant quality. Brilliant ride. Ek is net spyt ek kon nie weer 'n podium kry nie. Ek was so positief. Ja, dit is jammer en dan wil ek ook Wow boys, my superbroer moet hom ook net iewers 'n Ja. punt ry. en dan wil Ek ek het hom op podium gehad. Nee, ek het nie. en dan wil ek ook dankie sê. En nie dankie sê nie, jy het my heel van my game af. Dan wil ek ook sê ek wil uitlig vir Hulkenberg. Yes, brilliant race P7. Regtig uitstekend gery. Bortoleto aan die ander kant is besig om te vou. Ek weet nie wat gaan met ander die ou nie. Ek verstaan nie, hulle is rookie of the year. Nee, wel hy het goed gedoen. Ek weet nie hy het 'n hele stint gehad waar hy Hulle het so goed so skalle punte gedoen. Okay. nee, hy het so goed soos Kimi Antonelli gedoen. Oor terwyl as ek wil gaan net een ding noem, né? Carlos is ek dink iets soos
4 of 5 of 6 punte weg van 3 posisies jump. Maar kom ons Of gaan die- gou af in die championship standing Weet en dan kan dit? sien Ja, hierso. maar bro. Ja, Ja. So daar het ons vir Lando op 390, Oh my gosh, is hy nog voor? Oscar op 366 en Max op 366. Maar kom op Max nie bo Oscar nie. As Oscar dink ek het meer The race wins. wenne, ja, as wat Weet Max het. jy? Okay, so dit gaan volgende naweek Is van, dit hè? wenne of is dit Wenne. Hulle gaan eers op Ja, wenne en dan ja. wenne en dan poles. Nee, Op tweede plekke, Ja, dan derde plekke en dan poles. op die podium af. Ja, okay, so Oscar Okay. lê voor. So hier's die ander ding is George 294, Charles Leclerc op 226, Lewis Hamilton op 152. Oh my shit. Hy is- Hoeveel punte is tussen Charles en Lewis? Genoeg om nie te wen nie. 70. Ja, daar's 'n 74. Kimi Antonelli is Ja. besig om vir Lewis in te haal. Yeah, my bro. Okay. Yeah. Op 137 en dan Alexander Albon, ja, slegte naweek vir Oh, daai ja. ou. man. Hy het regtig unlucky geweest. Ek meen hy kom in die pit. Okay. Wag net gou, het julle hierdie gesien? Hy kom in die pits in Ja, en hy wys vir hulle die front wing maar weet jy en die hoekom? etters verander in die front wing nie. Maar weet jy Ja, gesien hoekom? Nee. Want uit sy radiokommunikasie het nie gewerk nie. Nee. So hy kon nie praat met die ouens nie. Wow, jy moet mooi kyk na daai video. Hy het gesê front wing. Toe die ou die kar opgejack en alles en is al uit en toe wys hy vir hom so. En onthou jy dit? Ja, hy dit se. Hy het nie gesê change my, hy het net gesê is my front wing okay, is my en toe gaan hy uit te sê hy, ja, okay, dit is Ja, okay, jy vir die hoef nie te context. change nie. Want maar die groot deel daarvan is dat hy nie radiokommunikasie Yes, 100%. nie, want sy Maar Het hy so hard die muur getref. Maar dit was nie nee. Nou, weet wel wat daar gebeur het. Dit was nie deel van daai nie, onthou toe die muur tref is uit. Ja. Dit was nie dit was glad, dis twee verskillende episodes. Ja. Okay, maar boys, nou wil ek geveel uitbring, né? Kyk, onder Alex is Isaac Hadjar met 51 points. Nou as jy verder afskrol na Sainz toe, net onder Hulkenberg. Ja, is daar. Nee, maar is ek gaan ek gou op, hy is daar. Hy Hy het 48 uit 48 of 48 punte. het vir die Dit 6. is nee, hy het nie 46 nie. Is hy vir die 49. 8? Hy het 48. Daar O ja, en Hulkenberg het 49. Ja, so daar's hy. So hy's maar 3 punte weg van Hadjar. So hy kan 1-2, hy's nou in 11de posisie. Hy kan opgaan 9de posisie toe as hy net 3 punte kan inhaal op Hadjar. Wat en Hulkenberg wat very possible. En hy sê En Carlos? hy groep. Carlos het nog nooit 'n swak race in Qatar in elk geval gehad. There we go. Ek netjie sê ons is daar's nog net 2 races oor en Carlos Sainz is ons nog steeds 'n posisie onder Kiek Sauber. This is true, maar ek bedoel Landon Norris is ook nog steeds eerste. So everything will This change. is true, my friend. This is very true. Maar ons op daai bomskok wil ons net sê, Daai Allah Akbar. presies, wil ons net sê salam alaikum. Wil ons net sê dankie dat julle gekyk het en ingeskakel het vir die lawe episode. Ek hoop die van julle wat gekyk het, like, share en subscribe. Ons het 'n braai, ons het Jy gaan nie vlerme is dit nog heeltyd raas sit Verstaan eers jy? uit. ons het 'n steak, Nou gaan Carlos stoep. ons het 'n steak gebraai, ons het freaking knoffelbroodjie gehad vir die van julle wat dit mis. Ek weet julle sê dit is vandag 37 grade hier in die Ja. Sonder wind, né? Sonder Een wind. keer in 2 weke. Ons het gesmelt. Dis Okay. ek ons hier buite sit So, hey, lekker tye. Ons sien julle in die volgende episode. in die volgende episode waar ons so droog is die woestyn.